Amen. 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 Prys die Here. Amen. Amen. Nou dierbaar is ons hier vanmiddag om 'n familie te kom vertroos. Ons is hier namens Gardens en soos ek verstaan gaan die Heer die diens met ons deel. Het is nooit lekker om iemand aan die dood af te staan. Maar die dood is 'n brug na Christus toe. Ek sê altyd weer dat as jy jou kerklidmaatskap of jy elke dag in die kerk wees, wat van jou 'n Christen maak nie of wat laat jy kwalifiseer vir die hemel nie. We need to have a relationship, brother and sister. Ons moet 'n verhouding met die Here aanknoop as ons dit vermaak hemel. Amen. Nou, ek sê altyd hier vir die mense dat die boek is die beste boek in die wêreld. Want elkeen van ons, soos ons hier so sit vanmiddag, sy karaktertrekke is opgeteken in die boek. Hy's vol beloftes en hy's vol waarskuwings. Amen. Ek wil net vir u een vers lees. As ons so praat van Anleisa, dan dink ons kan die skrif gebruik voordat ons gaan oopmaak met gebed, want die prediker sit hier so. Ek is maar net hier so om die koortjies te lê. Luister wat sê die woord van die Here in Job 5 vers 26. Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd. Kyk, dit het ons nagespeur. So is dit. Hoor dit en neem dit ter harte. Amen. Hoor dit en neem dit ter harte. So wat ons vanmiddag hier gaan hoor, moet ons ter harte neem. Want een of ander tyd gaan onze families ook so sit. Soos dit Anleisa se familie vanmiddag sit. Ons gaan vir broer Elie vra om vir ons die diens oop te maak met gebed. Kom, laat ons stil word. Vader, dit is in die naam van Jesus, Here, baie dankie my God, vir 'n voorreg, 'n goddelike geleentheid wat U vanmiddag aan ons toevertrou het. Here, wanneer ons kyk na die begin van hierdie oggendure toe ons hom kry, was dit ver van ons gedagte af of ons hierdie uur sou kon kry. Maar U genade, die was vir ons genoeg. En daarom kom ons en ons wil kom bid vir verdere genade. Ja, Here, vir dit wat vir ons voorlê. Ek wil in besonder Here kom vra, Here, terwyl ons nou hier saam vergader. Here, wil U hierdie byeenkoms, Here, vir die eie rekening kom neem. En wil U in besonder, Here Jesus, alles daar een siel wat sal deurdring, Here, tot U my God. Ja, Here, wat tot inkeer sal kom. Here, want dit is 'n bewys, tereg soos broer Gert nou daar gelees het, ons almal moet tog sterwe.
en ons moet dit ter harte neem. Wil jy dan nou selfs, Here Jesus, kom seën en heilig, weerhou elke bose mag, elke plan van die duiwel. Here Jesus, U ken vanaand, Here, die familie se harte. Ek wil bid en vra, Here, dat U self weer kom vertroosting gee, want ons as mens kan ons nie vertroos nie, en daarom gaan ons alles weer in U hande kom los. Kom seën en heilig dit, my God, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan nie baie tyd verkoos nie. Ons het nog 'n diens aan. Ons sal nog wat diens aan. Dan gaan ons onmiddellik ons eerste spreker opneem. Oproep. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. Broers en susters, besonder ons bedroefde familie. En ons as Gardens is hier om vir julle net in te hak. Die pad waar julle loop van droefheid. Die Here het julle by 'n plek gebring waar julle nie wil wees. Wanneer dit by die dood kom, ons wil nie stil staan by die dood nie, want die dood maak seer. Daarom is ons hier vanmiddag om saam met u, wanneer ons die woord aan u sal lees en voorhou, wil ons u van ook kom te versterk. En ek wil lees uit Johannes hoofstuk 15. En gaan net die eerste 8 verse wil ek lees. Ek is die ware wynstok. En my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat die vrug dra, die sny hy af. Elkeen wat vrugte oplewer, die snoei ek, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek aan julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie sy eie vrug dra nie, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so moet julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan julle, dra baie vrugte. Wie aan my verbind bly, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. As julle aan my verbind bly en my woorde dra, vra net wat julle wil hê, dan sal julle dit kry. Dit is juis hierin dat ek baie vrugte oplewer,
en my disippels is. Liewe broers en susters, ek bid vrede vir hierdie huis toe. En vrede vir elkeen wat vandag my stem kan antwoord. Besonder wil ons vanmiddag praat oor bly in my. Bly in my. En wanneer hierdie moeder kom sê aan hierdie familie, bly in my, sê sy aan hierdie kinders, bly in Christus. Bly in Christus. Jy weet, wanneer ons die woord van God lees, en wanneer ons praat van 'n wingerdstok, en dan moet ons gaan kyk in die Ou Testament, waar Israel was op die wingerd van God. Maar hierdie Israel het kom stiftig raak. Hulle het gekom met eie idees terwyl hulle die land van Kanaan uitbeweeg. En terwyl hulle die land van Kanaan uitbeweeg, sê die Ou Testament, het hierdie Israel het begin teen God murmureer, want hulle het gedink dat God nie meer saam met hulle is nie. En nou kom Jesus, en Jesus kom hier in die Nuwe Testament, en hy sê vir hulle, ek is nou die wingerdstok. Ek is nou die wingerdstok, en julle is die lote. Jy weet, wanneer hierdie moeder ons verlaat, sê sy vir hierdie kinders, bly in Christus, want dit is ver weg vir julle die beste. En dan sê sy vir julle ook doep, elkeen wat ontvang het van my, en elkeen wat geleer het van my, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Jy weet, wanneer ons kyk na hierdie moeder, en dan sal ons sê, terwyl om Gert gelees het, en dan sê die God vir ons, wanneer ek die sekel kom inslaan, en dan sê die woord van Openbaring, God slaan sy sekel in, sodat hy die oes kan kom haal. En dit is wanneer God, en wanneer hy sy sekel inslaan, in hierdie familie, en dan kom hy, en hy sê, ek slaan my sekel in, sodat hierdie oes, want hierdie oes, hierdie mama, het kom ryp word. Hierdie oes het kom ryp word. Haar tyd is verby. Jy weet, wanneer ons kyk na 'n wingerdstok, en wanneer ons lees in die Bybel, en dan sê die woord van God, daar was ook 'n snoeiproses, en wanneer die snoeiproses plaasvind, beteken dit, dat God is nie teen julle nie, wat jy doen. God is saam met julle, want met dieselfde hand wat God gesnoei het, want met dieselfde hand wat God gesnoei het, is dieselfde hand, wanneer God vir ons sê, dat hy ons lief het. En baie kere, wanneer ons dink, wanneer ons gesnoei word, is ons besig, want God het sy rug op ons gedraai, maar wanneer God met die snoeiwerk plaasvind, en dan is God besig met ons vormingswerk. Wanneer God, vir elkeen van u soos ons hier sit vandag, wanneer God ons op bome kom snoei, en dan sê God, is nie wat ek om julle minder lief het nie, maar juist omdat ek vir julle wil vorm, sê God vanaand. Liewe uithaler familie, wanneer God kom sny, en wanneer God hierdie moeder kom wegneem, is nie dat God julle minder lief het nie, maar God is besig met die snoeiproses, en wanneer God die snoeiproses kom doen, dan sê God vir julle, ek het julle lief. Want baie kere dink ons, wanneer God sny, God is dan besig, wanneer God nie ons lief het nie, en dan vra ons self af, waarom juist op hierdie tyd? Die snoeiproses, op die proses wat moet gebeur, dit moet aangaan, sodat ek en u wat agterbly, so ook kan oopgaan. Halleluja. 'n Snoeiproses doen, is nie om julle as familie seer te maak nie, maar dit is juist in hierdie tyd, wanneer God julle wil vorm, wanneer God julle in duidelik sê, en hy sê, bly in my, want ek is die ware wynstok. Ek is hierdie groot, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, ek is alles, sê God, ek is die groot, ek is, sê Jesus Christus, ook vanmiddag, ook aan julle. En wanneer Jesus sê, ek is die groot, ek is, en dan sê, slaan julle oë op na my toe, daar gaan geen hulp vandaan kom nie. Want God wil saam met julle wees, ook in hierdie tyd, ook in hierdie vormingsproses, wil God ook saam met julle wees.
God wil deel wees van julle. En daarom sê God, bly in my. Want elke loot wat vrug dra, sê die woord van God wat ons gelees het, elke loot wat vrug dra, sê God, sal veel vrug dra, wanneer julle in my bly. En net hierdie moeder, sy het verwag, dat julle moet vrugte dra. Sy het verwag, dat julle moet vrugte dra. Maar die woord in Jesaja, hy leer ook vir my, as hy praat van die wingerdstok, want God sê, toe ek aan die wingerdstok kom kyk, ek het verwag, dat die mens op aarde, die mens wat hy gemaak het, ek het verwag, dat die mens so goeie vrugte dra, maar wanneer ek na die mens kyk, dan sien ek die mens, het suurdruiwe, of wilde vye kom dra. Ons dra, sê God sê ons dra suurdruiwe, ons dra wilde druiwe, dat dit nie van God pas nie. En daarom kom sê hierdie moeder, ook aan die eie uithaler familie, wanneer God by dood staan, dan sê hierdie moeder, bly in my, dra die vrug, wat tot die bekering pas. Ons het suurdruiwe kom dra. Ons het suurdruiwe kom dra. Ons het druiwe kom dra, wat wild is, wat nie pas in God nie. Daarom het God Israel gestraf, juis omdat hulle die vrug gedra het, wat God verwag, hulle moet dra nie. Bly in my uitlare familie, bly in Christus, en elke loot wat vrug dra, sê, sal veel vrug dra, en elke loot wat vrug dra, want as jy nie aan die loot vrug dra nie, en dan sal jy afgesny word, en dan as jy afgesny word, sê God, en dan is die ewige bederf vir jou. En ek en jy wat vanmiddag hier sit, ons wil nie die ewige vuur, of die ewige verderf in is nie. En wanneer David sê, ek gaan deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. En daarom sê David ook vir julle uithaling familie, julle moet nie vrees nie, want God is saam met julle. Hy sê julle trek deur, hy sê gaan julle deur die dal van doodskade weer beweeg. Ek gaan nie dat julle stagneer nie, ek gaan julle stil staan nie, want ek wil saam met julle, wil ek saam met julle beweeg. Ek trek julle deur die dal van doodskade weer, en hierdie dal wat julle is, ek gaan julle deur trek, maar hy sê, bly in my vanmiddag, bly in my uithaler familie, en dit is wat hierdie moeder ook vir ons kom sê wat agterbly, en die besondere jas uithaler familie, hy sê, bly in my, bly in Christus, en dan sal julle die dood oorkom, en dan sal julle herstel van hierdie dood, as julle bidden bly. Baie kere draai ons rug op die Here, wanneer dit by die dood kom. Baie kere draai ons rug op die Here, as dit by die dood kom. En daarom wil God, wanneer ons by die dood kom stilstaan, sê God, ek wil saam met julle beweeg, uithaler familie, ek wil saam met julle beweeg, uithaler familie, bly in my, want elke loot sal vrug dra, as julle in my bly, maar as julle nie in my bly nie, dan sal die ewige verderf julle sal kry. En dit is nie die moeder se begeerte, ook vanmiddag nie. Die Here is daar met die wat gebroken van hart is, en ons glo vanmiddag, dat God ook saam met julle is, en dat God julle sal dra, en dat God sal altyd ook by julle sal bly. Maar die kerngedagte is uithaler familie. Moenie wegbeweeg van die Here af nie. Moenie wegbeweeg van God af nie. Moenie wegbeweeg van die wingerdstok nie. Moenie julle eie ding doen nie, want God wil saam met julle wees. Wanneer God sy hand uitsteek, terwyl julle hand kom swak word het, sê God, ek wil julle met my sterke hand plaas, sodat ek julle kan oplig, en sodat julle kan sien dat God se werk nog in werking is. Hy sê, moenie geboue skouers loop nie, kyk op na die hemel, en kyk waar God is, want as jy jou oog ophef na die hemel toe, dan sal jy God ook herken. Elke loot wat vrug dra, die sal by God skyn. Elke vrug wat weet aan God behoort, sal veel vrug dra. Bly by die Here. Bly in Christus. Want hierdie groot ek is,
Hy wil saam met julle beweeg. En terwyl Israel God gefaal het, kom Jesus Christus en hy staan in die bresse van Israel en hy sê, kyk nou na my. En terwyl hy sê, ek is die ware wynstok en julle is die lote, het hy die disippels voorberei vir die kruisdood wat hulle sou verwag. En jy sien hulle te verstaan wat Jesus Christus bedoel het. Ek is die ware wynstok en julle is die lote nie. En soms bring Jesus ons ook by 'n punt waar God of Jesus Christus ook vir ons voorberei. Loop sit op ons groep en hy vra vir gebed vir sy moeder en ons bring haar voor die Here. Juis het God alreeds begin. Jesus Christus en God het alreeds begin met hierdie proses. En die moeder het 'n geleentheid gehad om haar saak voor die Here te stel. Die moeder het 'n geleentheid gehad om haar saak voor God te stel. En daarom het God ook haar gebed ook verhoor. Maar ek en u is vanmiddag hier wanneer ons agterbly. En ek en u is vanmiddag hier. Ons is nog in die verdrukking. Ek en u is nog hier. Ek en u is nog hier in die verdrukking. Ek en u is nog hier wanneer dit met ons moeilik gaan. Ek is nog hier. Maar die moeder sê vir ons, julle moet die geloof behou, my broeders en susters. Behou die geloof. Dan sal die ewige God ook saam met julle wees. Ons is nog hier, terwyl ons agter ons skouer moet kyk. Ons is nog hier, terwyl ons elke keer moet agter ons skouer moet kyk. Want dit is woes waar ons bly. Elkeen van ons moet nog agter ons skouer kyk. Maar hierdie moeder is uit die verdrukking uit. Ek het by 'n ander geleentheid gesê waar ons ook 'n bid hier gehou het. Dit is die klein jakkaltjies wat hierdie wingerd van God verniel. Dit is die klein jakkaltjies. Amen. Wat die wingerd van God verniel. Kom ons bring dit na ons op uit na. Dis die 15, 14, 16-jariges. Wat hy te nag in hande wil neem. Dis die 15, 16-jariges wat wil groot manne wil wees. Wat ons wil verwoes. Maar God sê vandag vir u en vir my, bly in die Here. Ek kom in die baie en vra my om te preek. Het iemand geskiet in Salt Lake, hulle vra my om te preek daar. Die familie sê, daar sit hulle. Ek sê, ek kom om die woord van God te versprei. Ek kom om die woord van God te versprei. Hulle verwag 'n woord wat hom doodgemaak het. Hulle verwag 'n woord. En sy vriende sit daar, hulle wag 'n woord. Wat gaan hulle sê? Wat gaan hierdie kerksmense nou sê van hom? En ek sê vir hulle, julle wat vriende is met hom wat gesterwe is, haas julle om die koninkryk van God te beerwe. Ek sê, soek die koninkryk van God op, sodat daar vir julle ook 'n ewige tuiste kan wees. Iemand trek my hier agter, hy sê, moenie so praat as. Ek sê, moenie worry nie. God is saam met my. God sal saam met my wees. Ek en pres, ons gaan Barcelona toe, en ons gaan bid hier vir hy sterk man. Ons gaan nou bid hier, en Ellen is ook by, en my vrou sê vir my, asseblief nou nie te laat kom, die Barcelona is onveilig. Ek sê, ons gaan om die woord te gaan verkondig. As hulle ons wil seermaak, is hulle saak. As hulle ons wil seermaak, is hulle saak. Maar die woord sê, bly in my, Yes, Lord. soos Christus ook in julle sal. Liewe bedroefde familie, liewe doep en familie, ons is vanmiddag hier om julle in te hang. Swart mense sal sê, ons is hier om julle te kap. Maar Saterdag gaan die werklikheid gebeur, wanneer julle tot siens gaan sê aan mamma. Maar mamma, hy laat vir ons en vir julle 'n woord agter, en hy sê, bly in my. En ek sal in julle bly, as julle in Christus Jesus is. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons sê dankie vir die woord. Here, die woord is tweeslydend.
Here, die woord is lewendig en die woord is kragtig by God. Here, as ons nou nog die besef nie, my God, waar ons staan met U nie, Here. Here, laat dit nie te laat word vir ons elkeen terwyl ons hier by die uithalerwoning is, Here. Here, dankie, Here, dat U sê U is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. En ons is die lote, my God. Here, die besonder, Here, hierdie bedroefde familie, Here. Here, raak vir hulle in. Here, hulle die nalatenskap van hulle moeder, Here. Here, dat hulle dit sal koester, my God. Here, dat hulle sal aanhou, my God. Want elke moeder, my God, het 'n betekenis in elkeen se huis van ons, Here. En die wat van ons wat nog hier is, my God, wat nog moeders het, my God, laat ons moeders waardeer, my God. En soos die woord ook Saterdag uitgegaan het, my God, laat ons die blomme bring, terwyl hulle lewe, my God. Yes. Here, wil ons die besondere, Here, kom seën vanmiddag, Here. En Here, dat ons weet, Here, U woord is waar, my God, en U woord is eg. En laat ons, my God, volgens U woord, Here, sal lewe, Here. So wanneer U by ons kom, Here, wanneer dit ons gebeurd is, Here, dat ons sal sê, ons is gereed, my God. Leer ons, my God, om ons daar so te tel, sodat ons wyse harte kan bekom, my God. So wanneer die dood by ons inkom, my God, dat ons ook gereed sal wees om U te ontvang. Seën vanmiddag, Here, ons samesyn. Here, seën besonder, Here, ook gardens, Here, wanneer ons hierdie werk doen, Here. Here, ons doen dit by God, nie om gesien te word, my God. Ons doen dit by God, om U te verheerlik, sodat U se naam, Here, Here, kan verhef word. Seën, Here, alles in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. Die verlosse Sy so gaan, as die verlosse sy so gaan. O Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlosse sy so gaan. As die verlosse As die verlosse sy so gaan, as die verlosse sy so gaan. O Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlosse sy so gaan. As die verlosse sy so gaan, as die verlosse sy so gaan. O Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlosse sy so gaan. As die verlosse Die verlosse sy so gaan, die verlosse die verlosse sy so gaan. O Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlosse sy so gaan. Amen. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker om onder die geklank van die woord te sit. Soos ek aan die begin gesê het, dat ons het nog 'n huis wat ons moet doen. Maar ons vertrou die Here vir sy seën oor u. Ek gaan ons ewige lus Nathan vra om ook 'n woord van bemoediging en 'n waarskuwing te kom doen. Amen. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen, dierbares. Voor die familie, aan die wonderlijke naam van ons koning Jesus. Ja, groet julle in een mooie naam. Een naam wat redding verlos. En zijn naam is Jesus. Yes, Lord. Ons gaan nie praat van die mama nie. Ja, Die mama se saak is oor.
Haar stem het kom stil raak. Maar ek kyk dierbares, julle sit so hier so aan lyk. As die president nou hier so kom, dan staan julle mos regop. Né? Maar as die woord van die Here gepraat word, dan sit ons so dierbares. Kan ons ook koordelik sê, hy's nog dieselfde Jesus dierbares. Kom ons staan 'n bietjie vir die Here dierbares. Kom ons staan so 'n bietjie vir die Here. Nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus, ons wil hom aan, ons prys sy naam, hy's nog dieselfde Jesus. Kom ons sing vir die Here, hy's nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus. Prys dierbares. Nou ek namens Gardens dierbares. Wil ek vir die familie sê dankie toe. Want die Bybel sê in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou die Here dierbares, hy staan by die deur en hy klop. Hy's 'n gentleman. Hy gaan nie ingaan voordat hy ingenooi is nie. Hy gaan nie sy eie ding doen nie, dierbares. As iemand sy stem hoor vandag, verhard toe hard nie. En dan sê as enige een my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam hom maaltyd gaan doen. Nou die Here is besig om te praat. As ek aan die 20ste maal wat ons in Berghaan is. Maar ons luister nog nie. Berghaan luister nog nie, dierbaar. As iemand die luister nie, dan slaan 'n pa mos. Hy tigtig vir die wat hy liefhet, dierbaar is. Ek sê nie, dit is nie by die Here nie, maar God is besig om te praat. Die mama se oor toe gegaan, maar as iemand die binnekant, wat moet bekeer? Dis iemand die binnekant wat nog nie reg met die Here is nie. Ek praat miskien wat ek is miskien nog ver van die Here af. Maar die Bybel sê in Spreuke 5:15, drink water uit jou eie fontein uit, dierbares. Nou hierdie mama se oor het toe gegaan. Daar's iemand die binnekant wat moet regmaak met die Here, dierbares. Daar's iemand wat die Here mee praat, hy sê ken hom. En al jou weer, dan sal hy jou baie gelyk maak. As jy nog nie met die Here is nie, dierbares, hasu na die Here toe. Jeremia 8:20 sê die oes is verby. Die somer het tot einde gekom. Van Saterdag na Saterdag staan ons by tente. Ons staan by oop grafte, maar nog steeds as ons nie verlos nie. Ons hoor dat die Here is op pad. Ons hoor dat die Here is op pad. Hy is besig om sy kinders bymekaar te maak, maar nog steeds luister ons vanmôre nie. Ek wil praat met eie familie en elkeen wat hy oor het vandag. God is besig om te klop. Elke Saterdag. Jy gaan nou Saterdag baby weer by die oopgrasse. Dan kom jy weer so vuil terug. As dit laat ons die waarheid moet preek. Ek moes na die Here toe kom om 'n mens genoem te raak. Ek moes na die Here toe kom om 'n pa genoem te raak. Hy moes my tigtig. Omdat ek weet, hy se liefde ons. Familie, bly by die Here. Psalm 23 sê al gaan dit deur die dae van doodskade weer. Moenie vrees nie.
As iemand nie luister in die tyd, dan gaan die Here weer slaan. As iemand nie luister vandag nie, dan gaan die Here weer slaan. Ek 1 jaar dierbaar is in my huis, is daar mense, daar 4 mense in 1 huis gesterwe. In 1 jaar. Toe vra sê ek van die Here, ons is getoon. Maar man weet dat die Here het gepraat. Die Here het gepraat en het gepraat, maar ons wil nie luister nie. Nou ek wil sê vandag hier in Belgaan, hier is mense wat al gesterwe het, maar hulle wil nog steeds so hoor nie. Hey. Gisteraan was daar gepreek hierso van 'n begeerte. Ja. Wat is jou begeerte, daai man gevra? Ja. Ek sê vir myself, terwyl ek daar so sit, ek wil net bly by die Here. Dit maak nie saak wat die mense van my sê nie. Ek wil net bly by die Here, dierbares. Ek dink aan die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, dierbares. Die vrou het alles probeer. Familie, julle gaan alles probeer. Julle gaan vra, hoekom dan my ma, dierbares? Die 16de Mei 2025 tot my ma sterwe, toe sê ek vir myself, die Here het klaar gewerk. As jou saak reg met die Here. Ek sê ook daar so dierbaar in Openbaring 3 vers 3. Ek wil los van die familie. Onthou. Ek sê hier so, onthou daarom hoe jy dit ontvang het by die moeder. En gehoor het. En jou vas en bekeer. As jy dit nie waak nie, sal ek jou kom soos 'n dief sal ek kom. Niemand het die dood verwag van die moeder nie. Jy moet altyd gesê die moeder het nie 'n kliniekkaart nie. Sy het nie 'n hoë bloed op dit nie. Niemand het die dood verwag nie. Niemand het die verwag dat die mamma dit gaan maak nie. Die man het gevra, bid vir my ma. Maar ons plan is die God se plan nie, dierbaar is. Haas jou na die Here toe. Yes, Lord. Haas jou na die Here toe. Want as jy meer tyd vir Duilstraat nie, Ja. as jy meer tyd van 'n kerkie, kom ek sê van jou, jy kan maar sê jy behoort aan watter kerk vandag. Dit gaan nie oor 'n kerk, dit gaan vir 'n verhouding tussen jy en God, dierbaar is. Right. En dit waarom sê aan die familie sê, bly by die Here, tydig en ontydig, dierbaar is. Dierbaar, ons gaan nooit die doodsgewoond raak nie. Ons gaan nooit in ewigheid gaan ons die dood maak nie. Jy weet dierbaar, is die 14de Mei, so 2 dae voor my ma sterwe, sê sy vir my, ek kan maar gaan. En so tydjie terug, dierbaar is, het is 'n oom van my ons gesterwe, hy behoort, en hy oom sê vir my, wag vir die vliegtuig. Ek moet dokter toe vat. Ek dink, wat gaan met die oom aan jou? Hy sê, wil jy gesond raak. Iets volgende die aand, sterwe die man. Gaan ek en jy nog 'n kans kry om reg te maak met die Here? Weet wat is? Ons sien die mense hierso, skiet mekaar soos honde dood. Ja. Hulle worry oor jou lewe meer nie. Hulle worry nie meer van jou lewe nie. Maar een ding waarborg ek jou, as jy skuiling by die Here het. Ek waarborg jy, as jy by die Here is, jy het 'n skuiling dierbaar is. Yes. Mense kan maar doen en maak wat jy wil, jy het 'n skuiling dierbaar is. Op hierdie mamma se begrafnis vanavond, van dit hoe sê, haal jou na die Here toe dierbaar is. God is besig om te praat. Besig om te klop. En hy gaan nie dieselfde deur oopmaak nie. As hierdie deur oop is, dan kan die persoon net binnekant kan hom oopmaak. Maar vanaand wil ek wil jou nooi. Ek wil jou nooi, ek wil jou uitdaag. Ek wil jou sê dat die invitation is net eenmaal. As die 21ste vandag, die 21ste gaan jy nooit en ooit weer kry nie. Maar vanaand wil ek jou sê, kom na die Here toe. Want die Here is 'n staatmaker van sy woord dierbaar is. Ek het iemand gehoor nog gisteraan dierbaar is. Praat van 15 man het ek keer hoeveel ek jou vergeet. So mense gespaie, mense gesterwe in die straat. Maar die Here is lief vir hulle. Maar al wat ek los aan berg gaan sê,
ken hom Yes. al jou weer, dan sal die Here julle gelyk maak. Want die Here se jaloese voor die is. Ek kan mos nie by Volkswagen, unfortunately, hoe die het toegemaak nou. Ek kan nie by Volkswagen of by Continental op dieselfde tyd werk nie. So as ken nie die duiwel en die Here dien nie dierbaar. Amen. Kom ons bly by die Here. Doe. Ek weet dit is nie maklik nie, my broer. Het gaan nooit maklik wees om op haar af te staan nie. Is nou nog nie lekker die dierbaar is. Maar my vertroue is in die Here. Tot sover. Amen, dierbaar is. Je zal die waarheid kennen en die waarheid zal je vrij maken. Ons als guardians, ons staan in deze kant toe. En ons vraag om die laatste boodschap te brengen. I am the God. I am the Lord, your healer. You sent your word and healed my disease. I am the God, your healer. I am the God. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. You sent your word and healed my disease. I am the God, your healer. Nou, ek wil hom besonderlik begroet, die bedroefde familie vanaand, die ondersteuners aan die bedroefde familie en almal diegene wie my stem kan hoor, selfs die kerkleiers en watter ampte hulle aangestel is, wil ek julle begroet. Nou, ek gaan niks anders sê as wat die vorige manne gepraat het nie. Want hulle het al reeds 'n mond vol gesê. Maar doe al wat ek jou vanaand kan sê, my broer. Ek was 34 jaar terug. Was ek by die punt waar jy nou sit. Yes, yes. Maar God het my nie toegelaat om daar te bly sit nie. Hy het gesê, staan op! Staan op! Want dit is nie jou rusplek nie. Jy moet nog vorentoe gaan. Terwyl die man van die Here praat oor die boer van die wynstok en die snoeier van die takke. Nou, sit ek daar en ek sit en dink, nie enige een gaan in jou jaard kom en droë takke afknip. Nou, my vrou het daar, ook hierdie, hulle blom nie eintlik nie, maar die plante, hulle is maar net vir groenigheid daar op die stoep. En partykeer dan trek ek so aan die tak en dan sê sy, los my takke. Ek sal hulle self afpluk, want dit is haar eiendom. Nou, 'n vrou is mos vreeslik oor 'n plant, want ek dink seker hy gaan die plant doodmaak. So, maar Jesus Christus, hy is iemand die kom snoei, sodat jy kan sterker en groter word, sodat jy die nodige vrugte kan dra. Nou ek is op plaas na, dit is nou reeds daar by die vrugte, 'n sekere tyd,
die boom seer te maak. Want hulle maak hom gereed dat hy meer vrugte kan dra of beter vrugte kan dra vir volgende jaar. So die snoeiproses moet aangaan in jou lewe. In ander woorde dat as jy nie 'n boom snoei nie, ek het daar by 'n ander vriend van my gesê, hy het 'n pereboom aan sy jaar, hy seker so groot soos die boom. Ek sê, ou broer, jy sal nooit regte vrugte kry nie. Weet jy, hy peertjies is net so klein, en as hy so krom, ek sê, nou moet jy vir my laat my toe, dan gaan ek die boom regmaak van jou, want ek is in plaas na. Laat ek hom saag, hy moet gesaag word, hy moet seer kry. Jy kan nooit meer uit boom reg kry, en jy hom nie ernstig seer maak. As jy net, ja, ek gaan, ja, elke jaar sê ja, gaan, maar dit kom nie so ver. Maar God snoei. Hy maak reg, sodat jy kan reg wees, wanneer jy moet inpas in die koninkryk van hom. Jy weet, geliefdes in die Here, dat 'n jare terug, toe ek nog 'n jong man, ek sê, ek sal nooit kan leef as my ma voor my sterf nie. Want sy was vir my alles in die lewe. En maar terwyl ek nou so aan my vleer is, toe sê ek, hey, my pa sal weg. Is nog net my ma oor. Ek wil my seëninge van my ma af hê. Ek moet gaan trou vra. En ek het so gedoen. Doef! Jy gaat daar misbrood, vra my. Ek kan haar nou nog nie vergeet. Maar net is het te sê, ek het nie God toegelaat of gesê, hy, of navraag gedoen, hoekom het jy dit gedoen nie? Maar ek het gesê, ek sal nie kan leef as my ma voor my sterwe nie. Toe kom het tot by my met die slotsom, toe sê ek, Here vergewe my, want jy is oor die lewe en oor die dood. Jeremia 45, ek dink hy sê, dit wat ek geplant het, die ruk ek self uit. En dit wat ek opgebou het, die breek ek self af. So in ander woorde, hy is die eienaar van die aarde. En of jy nou, of hy dors is, en of hy honger is, gaan hy self. Hy gaan jou nie sê nie, want die aarde en die volheid daarvan, die behoort aan hom. Partykeer dan, leef ons soos mense wat nooit sal sterwe. Nou, ek dink aan 'n neef van my, hy sê vir my 1 jaar toe, ek sê, neef, ek is reg die Here kan maar kom. Want as hy nou kom, dan weet ek waarheen gaan het. Hy sê, asseblief moenie van die dood praat, hy sê, man, kom ons praat 'n ander ding, maar moenie van die dood praat, asseblief man. Ek sê toch, oké. Ek dink, hoe kan die man sê, ek moenie van die dood praat, maar die dood loop saam met my. As 'n handbreedte tussen my en die dood. Die oes is verby. Die somer is ten einde. En ons is nog nie verlos nie. Mag die Here deur aan Lissy se dood. Ons aan Leisa. So maar nie. Dat ons sal wakker word uit ons slaap uit. Yes, Lord. En tot die Here nader. Die Here seën. En die Here vertroos tot ere van sy naam. Amen. Amen, dierbares, ons is klaar as guidance. Ons gaan na die jeug luister. En daarna gaan ons verder vat net. Prachtig. Luister, sien, dat was die dat sy ganz wat Jesus vir jou
Maar dat is helemaal ons nou verskoning. Het is zo lelijk om uit te stap uit de muziek, maar je hebt ons gehoord. Ons is toch bezig op van het I'm gonna stay.